vir jou. Radio. Ek het twee van die bekendste saam met my in die ateljee vandag. Dis Ivan en Donna-Lee. Hoe gaan dit met julle vandag in hierdie koue Dinsdag? Fantasties, nou dat ons 'n lekker warm cappuccino saam met jou kan drink. Dis lekker, né? Gaan so goed en dit is altyd vir ons die lekkerste lekker om by julle te kan kuier. So dankie dat ons weer kan. Enige tyd en kyk, dit is vir ons 'n voorreg en 'n plesier om 'n produk van kwaliteit met die luisteraars te kan deel. So een keer om die son. Dit vat 'n paar baie harde werk en dinge om hierdie produksie op te sit. En jy het so van die lig af my vertel, jy het ongelooflike terugvoering gekry van een keer om die son. Dit het die 25ste die eerste keer gespeel, né? Ja, verlede Dinsdag was ons eerste episode en vanaand sien ons onbeskryflik baie uit om ons tweede episode met kykers te deel. Weet, op die einde van die dag maak 'n mens nie jou films of jou reekse en vertel jou stories vir jouself nie, jy maak dit om dit te kan deel en natuurlik hoop mense altyd vir goeie terugvoer, maar die terugvoer wat ons gekry het alle verwagtinge oortref. Ons is uit die veld uitgeslaan en oneindig dankbaar dat ons land een keer om die son en die Van Wyk familie so met so baie liefde en oop arms ontvang. Nou, Ivan, sê vir my, net om vinnig op te som, die Van Wyk familie en een keer om die son. Waaroor gaan dit? Is dit 'n familiereeks en wat vier julle in die reeks? Waaroor gaan dit min of meer? Een keer om die son is 'n familiereeks. Dit ons volg die Van Wyks oor 12 maande, oor 'n jaar, hens een keer om die son. Ja. Van episode 1 af ontmoet ons hulle op oujaarsaand en daar tref 'n tragedie die familie. En ons volg hierdie familie se gebrokenheid, se seer deur die 12 maande terug na herstel. En hoe dit lyk, gaan ek nou nie heeltemal uitlap nie. Mense moet kyk, maar dis nie net swaar nie. Daar's liefde, daar's ongelooflike lekker storielyne vir almal. Daar's generasies. Ons het 'n ouma en oupa wat Albert Maritz die karakter vertolk, Johnny Combrink. Ons het dan Jacques Passenger en sy gesin. En hulle het 3 kinders, so daar's tiener storielyne, daar's 'n dogtertjie wat graad 2 is, regtig iets van alles. Donna-Lee speel aan my Kloete en sy is getroud met Joshua Kloete en hulle het 'n ongelooflike volwasse storielyn oor swangerskap en a whole bunch of other things. So dis regtig 'n reeks vir almal. Ons wil hê gesinne moet weer kan saam sit. Ja, daar is belangrike en swaar temas wat ons handel, maar ons het niemand probeer skok nie. Ons doen dit op so 'n manier dat 'n gesin saam kan kyk en saam 'n gesprek hê oor hierdie belangrike temas. Ja, en as dit in jou familie ook gebeur, dat jy daaroor kan praat en vereenselwig met dit wat jy op die televisie sien. En musiek speel 'n baie belangrike rol ook in 'n reeks. Donna-Lee, vertel vir my van Almero. 1,000,000%. So ons volg Almero Welgemoed se werk al vir baie jare. Hy is 'n storieverteller, hy's 'n poet, hy is een van daai kunstenaars wat oor die vermoë beskik om in jou siel in te kan sing. En hy en Ivan het 'n baie nou pad saamgestap van die begin van vervulling af. Hy het al die tekste gelees en hy het een keer om die son se titelsnit wat verlede week vrygestel is geskryf en hy het ook vir elke episode, dit is die eerste keer wat dit nog gedoen is, dat 'n kunstenaar vir elke episode 'n liedjie skryf en week na elke episode gaan kykers daai episode se spesifieke liedjie op alle digitale platforms kan aflaai. Dit is ongelooflik en so kry julle net weer die eerste keer van alles, né? Julle is die leiers wat dit aanbetref. En een keer om die son gaan natuurlik ook oor seisoene in jou lewe en letterlik die seisoene. En julle het dit ook so gemaak in die reeks dat mense die verskillende seisoene en die dinge kan sien in die reeks. Ivan, wat is jou gunsteling seisoen? Ek's 'n somerbaba, so as die son kan skyn. Dis die een ding wat ek en Donna-Lee van die Kaap sukkel, alhoewel my liefde vir rooiwyn en kaggelvuur het verdubbel, maar ons is somerkinders, ja. Ek antwoord sommer vir Donna-Lee ook nou, maar Absoluut, ek dink is op 'n eiland. Ek het moontlik in 'n vorige lewe op 'n eiland geleef. Ek voel baie keer wanneer mens warm vakansies hou dat ek
so half ek hoort hier. Ja, Ek hoort ja. in daai warm weer. Maar ons is so lief vir die Kaap dat mense dit vir niks sal verruil nie. Ons wil maar net hard werk en spaar vir somervakansies. Ag lekker. Wat was vir julle die lekkerste stukkie om te vervilm in hierdie reeks? Sure, Een wat uitstaan. Iets wat uitstaan, ek geniet altyd om buite te wees persoonlik. So ons het bergtonele wat 'n groot deel vorm van een van die hoofkarakters se avontuur. So dit staan vir my baie uit. En dan natuurlik al die tonele saam met my vrou om haar te direk is 'n groot voorreg. So dit staan uit. Ja. Het jy dit nie gemis om op die skerm te wees saam met haar nie? Wel sonder om iets weg te gee, miskien nie, miskien maak ek 'n verskyning, who knows. Who knows? Mense maar net kyk. En vir jou Danalie, wat was die lekkerste? Ek stem saam met Ivan. My karakter se tonele het nou nie afgespeel op die berg nie, maar omdat ek ook so lief is daarvoor om buite te wees, het ek daai dag saam gegaan om saam op die berg te kon verfilm. En ek gaan nou saam met jou antwoord dat dit is vir my in alle opsigte ongelooflik lekker om te kan speel en veilig te kan voel wanneer Ivan die regie behartig. Ja. So in alle aspekte was dit vir my ten alle tye lekker om op stel te wees, omdat ek geweet het onder sy leiding gaan dit wat 'n mens graag wou vertel en wou laat lees deur hierdie karakter tot lewe kom. Ja. Want dit was 'n baie lekker en uitdagende karakter wat ons geskryf het vir my om te speel Ja. in Een keer om die son. Die glanspaar en power couple saam met my in die ateljee, Ivan en Danalie. Dis so lekker om julle hier te hê. Ons het nou van die lug af gesels. Dis lekker om alles saam te kan doen, maar jy moet nog tog die kantoor se deure kan toetrek en fokus op familie en fokus op wat belangrik is. Kry julle dit maklik reg om die onderskeid te tref tussen heeldag werk praat en tyd te maak om net 'n huwelikspaar te wees? Kyk, daar was 'n stadium waar ons 24 uur 'n dag gewerk het, oor werk gepraat het, omdat ons so passievol is oor wat ons doen. Ja. En weet ons ons pad het saam begin deur werk. So mense is altyd besig om aan stories te dink, altyd besig om daaroor te droom. En wat goed is aan die een kant, maar aan die ander kant ook het ons klein seentjies het so 'n wonderlike verandering in ons lewe teweeggebring en ons net weer opnuut kom laat besef hoe belangrik dit is dat 'n mens moet rus ook. Ja. En ek sê rus nou in aanhalings, want ons het twee baie besige seentjies. So ons het 'n reël gemaak. Ons stel my oudste seentjie 3 uur op en tussen 3 en 5 maak ons rekenaars toe, sit ons fone weg en dan speel ons. Ons is 'n speelmamma en pappa. Ons gaan skop bal en ons ry fiets en ons klim en klouter en ons is ook dikwels dit waarop ons seentjies klim en klouter. Julle Ons is word die ook klimrame. jungle Ja. gym. En weet so en sodoende het mense ook besef rus 'n mens op 'n ander manier, Ja. want op die einde van die dag hoe meer uitgerus jy kan wees, ook hoe harder kan jy dan werk. Ja. En ja, so ek's dankbaar vir daai balans wat hulle in ons lewe ingebring het. Ja, en dit is wat jy ook maar doen vir ontspanning. Ivan, is daar iets anders wat jy doen wat mense nie weet van jou nie? Wat hou jy daarvan om voor die kaggel te gaan sit met 'n rooi wyntjie? Ek wens ek was 'n klein bietjie meer op die golfbaan en jy weet so nee, maar dit kom. Ek dink soos die seentjies ook ouer word, Cameron is 4, Luca is 1, so dis nog baie klein. Maar ons strand, ons is gereeld op die strand en probeer aktief wees, probeer maar nee die die tyd is maar min. Dit is daai purple hour, daai mal badtyd tot 7 uur, maar dit is ongelooflik lekker en die tyd wat ons dan deur die dag bietjie opgee vir werk, maak ons weer in die aande op. Maar dit is belangrik om daai balans te probeer handhaaf en ons kry dit definitief nie elke dag reg nie. Maar soos Danalie gesê het, hulle hou jou nederig en hulle bring jou terug na wat werklik belangrik is. Hulle is so klein vir so kort tydjie, so mense wil nie uitmis nie. En jy moet dit inneem en jy moet vir hulle wys liefde en jy moet vir hulle wys vreugde en jy moet hulle net die beste tyd kan gee van hulle kinderdae. Nee. Ons het ons gym kontrakte offisieel gekanselleer want ek bedoel om tussen ons gym elke dag 2 ure. Julle is die gym. Hulle is so lekker. Ons seentjies is lekker. Ons is versot smoor verlief op hulle. Ek het vir julle vra.
So nou moet julle dis 'n wie vraag, né? Nee? So julle moet sê wie die antwoord is. As dit jy is moet hulle jou naam sê en as dit Ivan is moet julle Ivan se naam sê. Okay. So ons roep net uit. Julle roep net Okay, uit. lekker. Jy Okay, kan Ivan. skreeu ook. Okay. Nommer 1, wie bederf die kinders die meeste? Ivan. Donnelly. Ek bederf ook. Jy bederf met emosies en liefde en woorde. Ek is hulle kan my arm. O ja. As ons praat van fisies Ek bederf is dan Ivan, sleg. hulle draai hulle pappa om hulle Nee, bytjies. o, As ek sien dan kom hulle met 'n karretjie of 'n smoothie by die Sweetie. huis aan. Wie is die kreatiewe een? Donnelly. Donnelly. So jy praat nou van soos kreatief met in die huis. Ek dink in werksverband is ons albei kreatief, weet. maar ek geniet 'n kinderpartytjie. Dis vir my Oeh, baie lekker. lekker. Ek maak goeders en- Party boxes. Ja. Okay, wie maak die lekkerste kos? Ivan. Mooi. Wie los die handdoek op die badkamervloer? Donnelly. Cameron. ja, ek moet sê, nie een van ons die ons kinders doen. ja. Wie is die oggendmens? Ivan. Ivan. Wie is die kwaaiste? Ivan. Wie kom op met die meeste konsepte van julle projekte? Oh nee, that's a team effort. Ja, team dis ons effort. albei. Dis ons albei. Wie bestuur die beste? Donnelly. Elkeen sê hulle Ek eie gaan maar naam. So, ek wil net sê ek bestuur 99% van die tyd. So Ja. So jy het meer Sê oefening. maar net. Sê maar net. Ja, maar ek bestuur baie goed. Jy doen, ek sien nie, maar dit gaan oor beter. Wie is die sosiale vlinder? O, dan. Donnelly. Wie luister die meeste musiek? Ivan. Oh. Ja. En wie is die meeste op sosiale media? Vir Ah. werk. Ons dogter. Ja. ja. Nee, dan die Vir werk. Vir werk. Vir werk. Julle, dis baie lekker om julle hier saam in die ateljee te hê. Sê net weer vir al die luisteraars, waar kan hulle een keer om die son kyk en wanneer is die heruitsendings en al daai So dinge. ek wil net gou sê, episode 1 was nou al. Ja. Maar as jy catch-up het, kyk en jy het nog nie episode 1 gekyk nie. Kyk hom gou vandag. Want vanaand kom Vanaand nie is weer al uit. episode 2. So ek wil maar net dit gesê het en dan En elke episode word net lekkerder en beter en gaan jou op die punt van jou stoel hou meer en meer en meer. Ons baie van die terugvoer wat ons gekry het op die eerste episode is hoe kan daar so baie dinge in een episode gebeur en hoe kan dit so geëindig het? En ek dink as mense die eerste episode geniet het, dan is ek so opgewonde vir mense om die volgende 11 episode saam te kyk. So elke Dinsdag aand 8uur op Kyknet en dan is daar op 'n Sondag aand 'n heruitsending en dis 9uur, ja. die 9uur op 'n uitsending. Sondag aand. En dan natuurlik En dan- catch-up is Ja. ongelooflik. En asseblief ons wil regtig waar vir almal vra, laat weet vir ons, gee vir ons terugvoer, dit is vir ons lekker watter karakter jy mee kan vereenselwig en watter storielyn jy van gehou het. Asseblief, dis regtig waar vir ons lekker om daai terugvoer te kry en dan wil ons sommer net ook 'n oomblik net dankie sê vir almal wat saam kyk en altyd Afrikaans ondersteun en dat ons die voorreg het om stories te kan vertel in ons taal. Ons is oneindig dankbaar daarvoor. En julle doen dit so professioneel en so fantasties. En dankie dat julle talente met ons deel. Ons waardeer dit en sterkte vorentoe. Dis een keer om die son elke Dinsdag aand 8uur op Kyknet. Op radio.co.za. Radio